Daar's twee groot redes hoekom mense bekommerd is. Die een is, hulle ken nie die toekoms nie. Ek weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ek weet wat ek nou is, ek weet nie wat ek oor 5 minute is nie. So jy kan hoop nie, jy kan geloof hê, jy kan baie goed hê, maar bekommernis kruip in omdat jy nie die toekoms ken nie. Bekommernis is nooit vir gister nie, is altyd vorentoe. Jy worry nie meer oor gister nie, jy worry oor môre. Dis die een. Die ander ding is, jy het nie beheer nie, dis uit jou hande uit, ek kan net niks daaromtrent doen nie. As ek iets daaromtrent doen, dan gaan ek nie worry nie. Nou, gaan ek nie bekommerd wees nie. Nou, ek kom agter, as ek net 'n plan het, dis hoekom sê die Bybel, moenie bekommerd wees nie, bid, vra en sê vir die Here dankie. En daai bid is, ek gaan sit by die Here, ek praat met die Here, ek vra vir die Here, en die Here praat met my. As ek net weer die Here praat met my, die Here is met my, ek het 'n plan, dan is ek reg. Dan is my bekommernis weg. Want dan voel ek is in beheer. Nou, mense is ook bekommerd, want hulle het hierdie stuk alleenheid. Ek is alleen. Mense verstaan my nie. Mense weet nie hoe voel ek nie. Mense beleef nie wat ek beleef nie. Maar kan ek dit duidelik vandag vir jou sê, dat God met jou is. Die Here sê, hy sê vir die disippels, gaan en maak disippels. En onthou, ek is met julle tot die einde van hierdie aarde. Ek is met jou, ek is saam met jou. Hoor wat sê vir Jesaja 41, vers 13. Ek gryp jou regterhand vas. Ek is die Here jou God, en ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek is daar om jou te help. Wow! Moenie bang wees nie, ek is daar om jou te help. En bekommernis is eintlik so 'n stuk bang. Ek is bang vir die toekoms, ek is bang want ek nie beheer nie, ek is bang wat gaan gebeur, ek is bang ek is alleen. Maar as jy vandag besef, God gryp jou regterhand vas, dan moet jy daai prentjie hê, God wat jou hand vashou. Wat beteken hand vashou? As ek iemand se hand vashou, dan is dit in die eerste plek liefde. Ek hou net my vrou se hand vas, want sy is my vrou, ek is vir haar lief. Ons ry in die kar, nou hou ek haar hand vas, ons loop nou, hou ek haar hand vas. Daar's 'n manier wat ons hande vashou. Ek hou daarvan om my vrou se hand vas te hou, want ek is lief vir haar. Ek hou 'n kind se hand vas, want ek ondersteun die kind. Ek sê ook vir die kind, ek is lief vir die kind, maar die kind, ek is hier saam met jou. Ek sal iemand aan die hand vat en optel, en ondersteun. Ek het al 'n pa se hand vasgehou wat sy kinders moes begrawe. Dan is dit, ek gee om. Iemand wat sterf, net sy hand vashou. Dis al wat jy kan doen, net sy hand vashou. En dan hou ek partykeer iemand se hand vas en sê, jong, jy kom hierdie kant toe, jy's in gevaar. En ek gryp hom in die hand en ek trek hom hierdie kant toe. En ek dink dis wat jy moet besef, God met jou wil doen. Hy wil jou hand vashou omdat hy jou lief het, omdat hy vir jou omgee, omdat hy jou bewaar, omdat hy jou beskerm, omdat daai bang gevoel, jy's nie meer alleen nie. Ek is hier by jou, nie, ek is hier by jou. Maar jy beleef moeilikheid. Nou hou jy net jou hand vas, sê ek is net hier by jou. En baie keer, jy hoef nie eens antwoord te gee nie, net iemand se hand vashou. Dis wat God doen, kom en hou net jou hand vas. En dan gryp hy jou en hou jou weg van gevaar af. Dat jy nie in die moeilikheid kom nie. En dan moet ek sê, dankie Here, dat U met my is. Nou moet ek glo, U is met my. Nou jy kan klomp negatiewe goed glo, of jy kan geloof hê vir môre. Nou Romeine 10 vers 11 sê, hy sê, niemand wat in God glo, gaan teleurgesteld word nie. Nou as jy sê, maar ek met bekommernis, ek sukkel met bekommernis, jy gaan teleurgesteld wees. Maar as jy in God glo, sal jy nie teleurgesteld wees nie. En God is met jou. Kom ek bid saam met jou. Vader, dankie dat U ons hand vat. Dankie dat U ons hand styf vashou, omdat U ons lief het, omdat U omgee, ons U optel, U bewaar ons, ondersteun ons. Bid vir elkeen wat na my luister, dat hulle vandag sal ervaar, God hou hulle hand vas. Dankie dat U ons nie alleen los nie, maar U is met ons. In U naam, amen. Dankie dat jy luister, jy is 'n great blessing.